Die politieke modetaakspan in Gauteng het die naweek 'n voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in hegtenis geneem vir tenderbedrog en korrupsie ter waarde van R16 miljoen. Die 42-jarige verdagte het vanoggend in die Vanderbijlpark Landdroshof op aanklagte van bedrog en korrupsie verskyn. Ons sluit by Gerda Senekal, die VF+ se raadslid in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit aan. Goeiemiddag Gerda. Goeiemiddag Marlies en baie dankie vir die geleentheid. Gerda, gee dalk net eers vir ons agtergrond oor die munisipale vloottender. Wat het die tender behels? Wel, dit is gewees vir dienslewering voertuie, soos byvoorbeeld vullisverwydering voertuie, bakkies en goed vir waterdepartement asook elektriese departement. Die voertuie is dan nou aangekoop deur die munisipaliteit en die ek gaan nou sommer in Engels sê en verskies vir die as ek nou nie op die Afrikaanse woord kan kom, die invoices en goed is dan nou afgeteken ter waarde dan nou van R16 miljoen, maar die voertuie is nooit afgelewer nie. Waar het die beweerde bedrog en korrupsie tevoorskyn gekom? Wel, ek dink die feit dat daar baie navraag was vanuit die raad uit en vanuit die raadslede uit natuurlik druk wat ons uitgeoefen het omrede al die dienslewering baie sleg is en veral oor die vullisverwydering trokke wat nou nie opdaag nie en elke keer sê hulle dit nou aangekoop en dit het daartoe gelei dat daar 'n forensiese ondersoek toe nou plaasvind sodat ons kan sien waartoe het dit gegaan en dit daar uitgekom dat hierdie karre wel afgeteken is en dat hulle sê dit is hier maar die voertuie het net nooit opgedaag nie. So dit was maar 'n tydjie terug wat dit begin het. So dit is nie net van gister af nie, dis omtrent 3-4 jaar terug. Nou wat het intussen tyd van die uitstaande voertuie geword, Gerda? Nog nooit opgedaag nie. Tot dusver nog nooit opgedaag nie. Is julle van mening dat daar 'n kultuur van korrupsie in Mfuleni heers? Kyk, ek dink Mfuleni is 'n definisie van korrupsie. As jy dink aan Mfuleni, dan loop dit hand in hand saam. Daar's vreeslik baie goed, alles is in die media vir die verkeerde redes en soms die regte redes. Maar ja, Mfuleni se kultuur van korrupsie en oneerlikheid strek baie verder uit as net in die amptenare. Ek dink hier is soveel mense wat soveel baat uitvind uit hierdie gebied, dat dit net onophoudend is en daar moet daadwerklik opgetree word teen hierdie misdadigers. Nou hierdie verwikkelings laat vra ontstaan oor die moord vroeër vanjaar op Martha Ransulfu, die waarnemende munisipale rekenmeester. Moet die verband tussen haar toewyding tot deursigtigheid en verantwoordbaarheid en haar moord dieper ondersoek word? Ja, ek dink dit moet vir 'n beslis dieper geondersoek word. Ek dink dit is in die begin van die ondersoek en sover as wat dit aangaan, dink ek daar gaan baie meer uitkom en ons gaan baie meer verbaas wees oor hoe die goed met mekaar in verband hou. So ja, ek dink dit is die regte tyd dat hierdie goed moet gebeur nou. En verwag julle verdere inhegtenisnemings? Wel, ek sal nou nie so op hoogte wees van al hierdie korrupsie van die mense wat moet in hegtenis geneem word nie, maar ek is verseker dat daar wel baie meer sal gebeur. Die ding is, sodra een van hulle in 'n hoek gedruk word en dit is ook wat nou tans hier gebeur, dan begin hulle ander mense te impliseer en dan is ons baie verbaas om te sien met wie hulle almal mee besigheid gedoen het. So ja, ons verwag regtig nog meer. Gerda, baie dankie vir jou deelname. Dit was Gerda Senekal, die VF+ raadslid in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit.